Hallo geliefdes, baie welkom by hierdie week se aanlyn erediens. En dit is heel moontlik die laaste keer wat ek dit hoef te sê. So, ek is baie opgewonde daaroor. Julle kan gaan kyk na die video wat ek gepost het oor hoe dit gaan werk van volgende week die 4 Oktober af. Maar ons gaan weer eredienste in die kerkgebou hou. Daar sal 'n uitsending gemaak word van die eredienste, maar dit sal dan eers na die middag na die aand se kant toe beskikbaar wees. So vir die van julle wat dan nie die erediens binne die gebou kan bywoon nie, sal daar dan 'n opsie wees om dit aanlyn te kyk later op 'n Sondag. Dit is vir my vandag ook lekker om hierdie reeks op hierdie manier af te sluit. Die hele opneem was vir my 'n groot uitdaging en ek het gemis om met julle te praat. En ek het elke keer vir myself baie moes motiveer om steeds te weet dat julle uiteindelik aan die ander kant van hierdie skerm sit en saam met my meer van God ontdek. En dankie vir julle almal se geduld in hierdie tyd. Dankie dat julle bereid was om binne hierdie veranderinge aanpassings te maak, sodat ons steeds saam as geloofsgemeenskap kan groei. En dit is ook my gebed. En ek gaan vandag in die spesifiek in die erediens ook daaroor met julle gesels, maar dit is my gebed dat ons regtig 'n stuk groei in ons lewe saam met God beleef het in hierdie jaar, en dat ons ook binne hierdie groei wat ons ervaar het, dat ons dit sal saam terugbring, ook na die erediens toe en in ons saam wees en ons saam aanbid. En dan die heel belangrikste is, die inperking het verlig, en ons kan nou in groepe weer bymekaar kom, en ons kan nou weer hierdie ruimte oopstel. Maar ek vra ook dat julle as gemeente steeds sal verantwoordelik wees teenoor mekaar. Wees verantwoordelik wanneer julle na die samekomste toe kom. Wees verantwoordelik wanneer julle buite saam kuier. Wees verantwoordelik teenoor mekaar wanneer julle ook by julle huise is. En bly steeds veilig en respekteer ook mekaar se gesondheid. As deel van ons maand van liefde, gesels ons vandag spesifiek dan, hoe leef ons hierdie liefde wat ons van God ontdek het. Ons het in ons Bybelstudie na 'n klomp tekste verwys hierdie week, wat praat oor lewe in liefde, wat praat oor spesifieke riglyne, wat Paulus spesifiek gee in sy briewe, oor verhoudinge tussen man en vrou, verhoudinge tussen ouers en kinders, en so ook tussen slawe en eienaars, en binne al die aspekte van verhoudinge in die lewe. Nou hierdie maand was huweliksmaand, en ons het hierdie maand spesifiek gefokus op verhouding, en spesifiek die huweliksverhouding, en ek het probeer om juist binne die erediens te praat oor ons groter prentjie. So vandag se teks kom uit Hebreërs 13, wat dan ook weer eens riglyne gee. 10, jy sê dit kon maatreëls, riglyne, maniere van lewe. Maar ons gaan net kyk na die eerste 5. Die eerste 5 praat oor persoonlike verhoudinge, hoe om te leef in liefde binne 'n persoonlike verhouding. En dan die tweede gedeelte praat oor hoe jy hierdie liefde leef in die gemeenskap. En ek wil julle ook uitnooi om ook hierdie gedeelte verder te gaan lees in die weke wat kom. Ons fokus dan vandag is Hebreërs 13 vers 1 tot 6. En ons gaan daarmee so 'n bietjie ons eie lewenswandel ondersoek. Met die aanbreek van 'n nuwe môre is daar nuwe genade, nuwe hoop. En daarom is my gebed dat hierdie seisoen die winterse koue uit jou lewe sal dryf, en mag jy Jesus se warm liefde in jou hart ontvang. Kom ons bid saam. Here Jesus,
Ons buig voor U in hierdie skuilplek van gebed, om weer eens ons dankgebed te bring. In ons saamwees vier ons U teenwoordigheid in ons, rondom ons en tussen ons. Ons dank U vir hierdie gemeenskap, vir soveel jare al 'n skuilplek vir gebroke, arm, stikkende, gewone mense. Ons is bewus van al die gebede van vreugde en swaar kry, wat oor die jare al hier saam gebid is. Here God, U inspireer ons om as reisigers vandag ook saam te wees. Skenk ons U ewige teenwoordigheid en inspireer ons om gasvrye mense te wees. Amen. Aan almal in Kraddock vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus wat in ons woon en deur ons werk deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En hierin is God se liefde geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklik liefde is dit. Nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Wow. Ons het in hierdie afgelope maand vir mekaar keer op keer gesê, God se oneindige liefde is verstommend. En daarom is vandag se teksgedeelte juist dan 'n oproep om te sê,
Nou dat ons weet wie God is, nou dat ons God se liefde ken, God ken, hoe kan ons dan anders as om hierdie liefde te leef? Voordat ons nou uit Hebreërs 13 gaan saamlees, kom ons word stil en dan bid ons ook saam. Here God van liefde, mag U woord ons vandag inspireer. Mag dit ons dryf tot 'n lewe van liefde en mag dit ons volmaak van U heerlikheid. Amen. Die brief Hebreërs is 'n brief wat gerig is aan 'n huisgemeente in die stad van Italië, heel waarskynlik Rome. En die hele Hebreërs is eintlik 'n boodskap van aansporing, 'n boodskap van bemoediging aan 'n groot diverse groep gelowiges wat in 'n mate ook onder 'n stuk druk verkeer het, wat 'n bietjie onderdrukking ervaar het, nie bietjie nie baie onderdrukking ervaar het. En die meeste van hierdie gelowiges is Jode wat tot geloof gekom het in Jesus Christus en 'n ontmoeting dan met Jesus gehad het. Hierdie gelowiges het tot bekering gekom deur natuurlik die werk van die eerstehandse getuies van die boodskap van Jesus. En wat ons wel hier beleef is dat hierdie brief is juist geskryf omdat daar 'n stuk, noem dit maar traagheid, was om of 'n stuk weerstand dalk eerder om regtig te luister na die boodskap van goeie nuus, die boodskap van wie Jesus Christus self is en wat dit beteken vir hulle as geloofsgemeenskap. Dit is natuurlik hierdie teenstand en hierdie weerstand kom van 'n plek van Hebreërs skryf van geweldige stryd en lyding en heel moontlik omdat hulle baie belediging en bespotting moes teenstaan omdat hulle geglo het in Jesus Christus en dit het baie druk op hulle gesit. En ek kan myself net indink as ek nou hierdie amazing ervaring gehad het van God, jy kom tot bekering, jy het al hierdie nuwe energie en krag en jy beleef die heeltyd teenstand omdat jy glo, kan ek my net indink hoe dit ook hierdie gemeenskap begin beïnvloed het en in 'n worsteling gesit het van dat hulle sukkel om verder te luister en dat hulle eintlik so 'n bietjie van 'n noem dit dan nou maar 'n stuk weerstand ontwikkel het vir die goeie nuus. Uit die boodskap is dit ook duidelik dat sommige van die gemeente hulle toevlug gesoek het in die buitengewone. Dis asof hulle dan eerder soek na buitengewone ervarings. Waarskynlik in hulle geval veral rondom die verering van engele. En daarom kry ons ook in die Hebreërs die beklemtoning van Jesus se uitsonderlike posisie dat hy hoog bo engele verhef is. Juis hierdie teenstand wat beleef is by die predikers en daarom ook die klem daarop. Dan kry ons ook dat daar van hulle was wat hulle toevlug gesoek het in die grondbeginsels van die Christelike prediking, die basiese dinge. Ironies genoeg hier as melk beskryf. Daarom ook die afwysing van die vassteek by byvoorbeeld dinge soos doop, handoplegging, die aanmoediging om eerder op geestelike volwassenheid in terme van leer en lewe te fokus. Dit wil sê vaste kos. En dan ervaar ons ook dat daar baie van die gemeentelede hulle toevlug begin soek het in die Joodse gebruike van die wet. So alweer 'n terugkeer na waar hulle was. Daarom ook die afwysing van byvoorbeeld rites en reëls rondom kos, drank en dan juis 'n aanmoediging om eerder
op die lewende verhouding met God te fokus. Hoekom sê ek vir julle al hierdie goed? Ek dink nogal, en in my gesprekke met ons eie gemeenskap van gelowiges, beleef ek 'n stuk weerstand. Aan die begin van lockdown, was ons toegebuid hoor. Mense het gesoek na meer van God se boodskap. Mense het gesoek na bemoediging. Mense het gesoek na raad oor hoe leef ons nou? Waartoe nou? God help ons. Ons het 'n paar keer gesê, ons soek ons hulp by die Here. En dit het al meer afgemat geraak. Soos ons al meer druk ervaar het, is dit asof ons as geloofsgemeenskap al meer begin terugtrek. Ek hoor baie gesprekke oor mense wat vir my sê, ek begin voel geestelik arm, ek raak mismoedig. Ons bereik ook natuurlik die laaste gedeelte van die jaar, wat maar ek wil nie sê normale gevoel is nie, maar wat ek elke jaar na die einde van die jaar toe by gelowiges beleef, is 'n stuk dalk moegheid. En daarom as jy vandag voel, jy is moeg, jy voel 'n stukkie weerstand teen jou geloof, teen selfs God, teen die geloofsgemeenskap, jy voel dalk so onderdruk, dat jy nie meer God se liefde raak sien nie, dan wil ek vandag saam met julle weer opnuut vir mekaar kom sê, God is liefde. God se liefde is oneindig vir my en vir jou. En as ons dit weet, en vanuit daardie perspektief na die wêreld kyk, hoe behoort ons lewenswandel te lyk? Ons skriflesing dan, Hebreërs 13 vers 1 tot 8, die Christelike lewenswandel. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes, asof julle self ook gevangenes is. En aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal julle nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Loof God deur Jesus Christus. Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Amen. Ek wil, voordat ek oor hierdie gedeelte praat, net sommer begin by die begin en die einde as 'n eenheid. Hierdie gedeelte praat oor 'n Christelike lewenswandel. Hoe lyk 'n lewe wat wandel in Christus? En dan kom ek terug by wat ons eintlik nog die hele maand vir mekaar gesê het en wat ons ontdek het van God self. En dit is dat ons vir God moet lief hê en ons naaste soos onsself. En daarom begin hierdie gedeelte, as broers moet julle mekaar altyd lief hê. En dan wil ek amper sê hoekom? Want heel aan die einde staan, Jesus Christus is gister, vandag, dieselfde tot in ewigheid. Die Christus wat ons aanbid, bly dieselfde. En al het wat ook al verander in die afgelope jaar lewe, binne ons omstandighede, in die afgelope week, is daar een ding wat nooit verander nie.
En dit is wie God is. Dit is wat Jesus Christus is vir my en jou. En dit is oneindige liefde. Daarom kan ek en jy baie goed bevraagteken, ons kan baie goed praat, ons kan oor baie goed verskil, ons kan verskillende perspektiewe hê op die lewe, op die wêreld, maar as daar een ding is waar ek en jy binne alles kan saamstem, is dit oor die wese van God self. En God is liefde. So wanneer ons dan nou dit weet, hoe leef ons hierdie liefde van God? So om te praat van 'n praktiese Christendom is eintlik so half 'n simpel stelling om te maak, want ek meen dit is soos om te sê dat 'n sirkel rond is of 'n dooie lijk van te praat. Ek meen sirkels is altyd rond en lyke is altyd dood. Dit is simpel. Dit is simpel om te praat van 'n praktiese Christendom, want Christendom is in wese hoe ons leef. 'n Christendom is in wese 'n praktyk, 'n uitleef, 'n perspektief op die lewe. Wat wel ons vir mekaar moet sê en wat ons moet bevraagteken is, ons weet om 'n Christen te wees is by implikasie 'n sekere manier van lewe. Ons weet dat om 'n Christen te wees vra van ons om liefde te leef. Tog is dit vir my hartseer, verstommend partymal, om te beleef, nie net in ander nie, maar partykeer sommer myself ook, hoe ons dit so verkeerd kan kry. Hoe ons amper oor God se liefde loop, wil ek amper sê. Hoe ons dit miskyk. Die Opperman skryf, deur tralies wat die tuin omsluit, kyk ek en my verwarde broers verlangend na die stad nog uit. Hoe deur die reën en laaste lig, krikkig soos nat voëls, loop elke jas met sy gesig. Agter elke jas skuil 'n mens met 'n hart. 'n Mens wat saam met my ook langs my bly, wat saam met my werk, boer, skool gaan, leef. 'n Mens wat langs my sit in die kerk en wat dieselfde Here se lof besing. Tog vergeet ek dit so maklik. Daarom sê 'n onbekende rabbi iewers, 'n venster en 'n spieël is albei van glas. Deur die venster kan ek ander mense sien, maar sodra die silwer bykom, sien ek net myself. In Jesus verseker God gelowiges dat hy na ons kyk net deur die rooi van Jesus se bloed. Hierdie versekering moet die kerk as geloofsgemeenskap uitdra na die wêreld waar mense hooploos, gevolglik ook vreugdelose lewe leef. Dit vra dat elke gelowige in sy en haar bootjie saam met Jesus sal klim, die veilige hawe van die kruis verlaat en God se liefde met woorde en dade sigbaar sal maak in ander mense se lewe. So ja, die gedeelte vra van ons 'n lewe van liefde. En per implikasie behoort ons perspektief op die lewe, op die wêreld, op ons omstandighede anders te lyk. Die vraag is nou, hoe doen ons gelowiges dit? Hoe leef ons dan hierdie lewe? Dit is tog elkeen van ons as gelowiges se roeping om hierdie liefde uit te leef. Nie net omdat ons dink dis 'n goeie idee nie, of omdat die kerk of watter instansie ook al dit van ons verwag nie. Ons moet dit doen omdat God elkeen van ons eerste lief gehad het. Of jy dit nou glo of nie, God het jou eerste lief gehad.
En daarom, wanneer Jesus self praat, en daarom het ons ook dit as een van ons eerste tekste gelees. As Jesus met die Fariseërs praat, dan sê hy vir hulle, julle moet vir God lief hê en julle naaste soos julleself. Daarom was dit vir Christus in sy tyd op aarde, in sy loop, in sy wandel tussen mense so belangrik dat ons moet hoor dat dit gaan oor liefde vir God en liefde vir mekaar. En hierdie is nie 'n cliché nie, en ek dink ek het dit al seker 10.000 keer gesê, maar dit is nie. Dit is nie net mooi woorde nie. Dit is nie net maklike opofferings nie. Dit is 'n lewe en 'n lewe in oorvloed. Maar dit gaan afhang van deur watter oë jy na die wêreld kyk. Want hoe lyk hierdie liefde? Volgens die Hebreërs skrywer en dit wat ons vandag gelees het, is dit soos 'n band wat onderling tussen gesinslede van dieselfde huisgesin bestaan. En hierdie liefdesband word sigbaar in die kerk van die Here Jesus Christus. En daarom deel, as jy nou verder gaan lees van vers 8 af, dan gaan jy sien dat die skrywer deel hierdie gedeelte in Hebreërs op in die eerste gedeelte waarop ons vandag fokus, die persoonlike verhouding, en dan gaan hy verder deur te skryf oor ons verhouding met die gemeenskap en met ons leiers en hoe dit ook uitspeel. Maar kom ons begin by die begin, binne die persoonlike verhouding. Skryf die skrywer dat ons moet lief wees vir ons broers. Nou ek is die jongste van 3 kinders. Ek het 'n broer wat so jaar en 'n bietjie ouer is as ek, en dan het ek 'n ou sus wat 6 jaar ouer is as ek. En ek het nog my lewe lank as klein dogtertjie en ook soos ek groter geraak het, opgekyk na my broer en suster. Ek wou altyd wees soos hulle. Dit het hulle natuurlik baie keer geweldig geïrriteer. Ek is vandag nog geweldig trots op my broer en suster. Ek is trots daarop om hulle suster genoem te word, om my broer noem my Mona, met goeie rede, want ek wou altyd net so graag heeltyd by hom wees. En ek en my suster, ons het nou 'n groot gaping, so ek was altyd die klein irriterende sussie wat wou met haar maatjies speel. En hulle het obviously nie baie lus gehad vir my nie. Maar ons het vandag 'n baie hegte band as susters en as vriendinne. En as ek dink aan my liefde vir my bloedbroer en suster, dan is ek vandag, wanneer ek hierdie gedeelte lees, dat ek moet lief wees vir my broers, ook in geloof. As ek dink oor my liefde vir my eie bloedbroer en suster, dan dink ek, sjoe, is dit ook lief ek moet wees vir al my broers en susters in geloof? Wel, naaste liefde, en hierdie liefde wat Hebreërs ook hier beskryf, is 'n liefde wat amper onbeskryflik is in ons taal. Ons sukkel om dit om te sit in woorde. Maar as ek dink oor die gevoel wat ek voel, as ek dink oor my liefde vir my eie broer Johannes en my suster Gesina, dan word dit 'n werklikheid. Dan word dit vir my tasbaar en moontlik om ook ander lief te hê soos ek hulle liefhet. Een van die eienskappe waarvan ons hier lees, om hierdie liefde te kan uitleef en hoe om dit te kan doen, is dan deur gasvry te wees. En dit is ook in 'n mate ons fokus vandag. Hoe is ons dan gasvry? En spesifiek praat dit hier oor gasvryheid teenoor die vreemdeling, die wat anders dink as ek en die wat 'n ander perspektief op lewe het as ek. En daarom strek dit veel verder as net die mense wat kies om saam met ons binne dieselfde denominasie en dieselfde kerkgebou saam te aanbid. So daarom is hierdie liefde vir ons broers en vir die vreemdeling en gasvryheid teenoor ander strek veel verder.
So, dit is my so wonderlik hoe die Hebreërs skrywer hierso vanuit 'n klein hegte verhouding so naby soos my eie bloedbroer en suster dit wil uitkring na ook my liefde vir my broers en susters binne my geloofsgemeenskap, maar ook my broers en susters wat ek dalk sien as vreemdelinge, wat ek dalk sien as mense wat anders dink en doen as ek. Ek was tog hierdie week opgeval deur, ek het baie boodskappe gaan lees wat kom uit hierdie gedeelte en ek was amper, my hart het so half seer geraak in baie van die lees van die boodskappe van soveel predikers wat hierdie gedeelte dan gebruik om hulle oordeel ook teenoor ander mense te regverdig. Dat asof hierdie liefde vir die vreemdeling skryf hulle oor en dan praat hulle van dat ons met die vreemdeling lief hê, maar dan in dieselfde asem beleef ek 'n stuk veroordeling teenoor dit wat vreemd is, of wat nie is soos hulle dit sien nie, omdat ons praat oor 'n Christelike lewenswandel. Maar wanneer ons praat oor verhoudinge en hoe ons binne verhoudinge leef as Christene, dan moet dit gekenmerk word deur liefde soos God ons liefhet. En dit is nie veroordelend nie. So vir my is dit ook dat ons moenie die geleentheid hier mis om regtig raak te sien wat God hier vir ons wil sê nie, dat dit gaan oor 'n stuk gasvryheid ook vir die vreemdeling, vir die wat anders dink en doen as ek, en dat dit nie veroordelend is nie, maar dat hierdie gasvryheid werklik ons uitdaag, en dis moeilik, want ons is maklik om mense te veroordeel, en in die proses sien ons nie raak dat ons eintlik 'n geleentheid gemis het om die Here self in ons lewens toe te laat. Daarom skryf Matteus 25 vers 35, moet dan nie die geleentheid mis nie, want as jy 'n medegelowige in jou huis verwelkom, doen jy dit ook aan die Here. Daarom is die uitdaging ook dat ons nie so sal vasgevang wees in ons eie gemaksones en vrese vir die ander of die vreemdeling nie, dat ons in die proses eintlik 'n geleentheid uitmis om God self beter te leer ken nie. So ek wil daarmee julle ook uitdaag om te dink, wie is vreemd vir jou? Wie is die vreemdeling in jou wêreld? Wat jy baie maal nie sou noodwendig verwelkom nie. Ek dink spesifiek aan waar ons nou is en dat ons weer gaan terugkom binne hierdie ruimte wat ons as gemeenskap van gelowiges as veilige ruimte beleef, wonder ek oor wanneer ons weer deur hierdie deure gaan stap, hoe ons gaan dink oor mekaar, oor die ander, oor die vreemdeling. En my gebed is regtig dat ons in hierdie tyd sou leer om 'n stuk openheid vir mekaar te hê, om die vreemdeling toe te laat, om tafel te dek vir ook die wat dalk anders dink of 'n ander perspektief op die lewe het. Want om terug te kom by wat ons heel in die begin van vandag vir mekaar gesê het is, hierdie gedeelte daag ons regtig uit om nuut te kyk, om anders te kyk, om deur die oë van Christus self na die wêreld te kyk, om met sagte harte te kyk en sagte oë te kyk, om deur die bloed van Jesus na ander te kyk, sonder om veroordelend te wees, maar eerder om gasvry te wees met 'n vriendelike gesig, om mense in die warmte van God se liefde te verwelkom, sodat ons nie net die warmte by onsself sal beleef nie, maar dat ons deur die venster sal kyk en ook ander daarby sal inlaat. Dat ons lewens nie net spieël sal wees nie, maar regtig vensters wat ons oopmaak vir ander. Uiteindelik, geliefdes, is ons deur ons hele lewe op 'n ontdekkingsreis. 'n Ontdekkingsreis van God en van onsself en van mekaar. En het ons nodig om saam op reis te gaan. Ek het die laaste week baie gelees oor die Camino, en spesifiek oor die Karoo Camino, omdat ek en my suster in die net 'n week terug bietjie opnuw Bethesda 'n kuier gaan maak het en ons eie omgewing bietjie ontdek het.
het ek regtig gedink oor lewensreis. Hoe lyk ons lewensreis? Wat is die pad wat ons stap? Dit was tog nog nooit maklik gewees nie. En dit sal seker ook nooit net maklik wees nie. Maar die vermoë om te kan stap deur die lewe, om deur die krag van God te kan stap deur die lewe, dit is wat uiteindelik die reis moontlik maak. En dan is dit vir my opvallend hoe die Hebreërskrywer ook verwys na die bekende gedeeltes uit die Ou Testament as krag vir hierdie reis. En daarom sê hy, en verwys hy dan spesifiek na: hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Dat daai ou bekende waarheid uiteindelik die krag raak, ook vir die skrywer om binne hierdie lewenswandel van liefde aan te hou leef. Want hy sê ook, die Here is my helper, en daarom ken ek geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? En dan gaan hy in 'n lofprysing tot die Here in. Ons sal ontdek in ons eie reis met Jesus, dat ons nodig het om in die bootjie saam met Christus te klim. Dat ons nodig het om, soos ons al keer op keer vir mekaar in hierdie tyd gesê het, dat ons nodig het om op stormswater saam met Jesus te gaan. Want saam met Jesus is daar geen vrees nie. Saam met Jesus is daar oneindige liefde. Want ja, hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Hy is die begin en die volëinder van ons lewe. En hy sal ons nooit alleen los nie. So ook nou, wanneer ons weer 'n nuwe fase ingaan as geloofsgemeenskap, in ons saamwees, in ons aanbidding, mag ons in die bootjie klim saam met Jesus Christus. Mag ons die lewe met liefde aangryp vir mekaar, vir ons broers, maar ook vir die vreemdeling. En mag ons nooit weer na hierdie wêreld kyk deur ons stikkindheid nie, maar mag ons na die wêreld kyk deur Christus se bloed, deur sy oë en deur sy liefde. Kom wees deel van die reis saam met Christus en gaan leef sy liefde in die wêreld, deur mekaar oneindig lief te hê en dalk net die tafel te dek, ook vir die vreemdeling daar buite. Amen. God van liefde, help ons om 'n stuk openheid te hê. Maak ons oë oop, sodat ons sal sien wat rondom ons aangaan, dat ons die vreemdeling rondom ons sal raak sien, en dat ons ook die wat anders dink, of anders doen as ons, sal verwelkom in ons lewens, binne ons veilige ruimte. Here, en mag ons ruimte van veiligheid nie 'n geslote plek wees nie, maar 'n plek wat oop is. Here, ons wil bid vir die tyd wat kom, ons wil bid vir ons eredienste wat weer binne die kerkgebou gaan wees. Here, ek wil bid dat ons verantwoordelik sal optree en dat ons in liefde teenoor mekaar sal optree. Met versigtiging. En Here, sodat ons ook die volheid van U kan beleef in ons aanbidding saam. Here, wees by ons. Die son kom op, dis 'n nuwe dagbreek. Die tyd is hier om weer te staan.
Geliefdes, mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak. Net soos ons liefde vir julle, so sal hy julle innerlik sterk maak dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan, juis wanneer die Here Jesus Christus kom saam met al sy heilige engele. Mag julle sy liefde ken en mag julle vol word van sy heerlikheid. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die vrede van God die Vader en die krag van die Heilige Gees sal julle op hierdie reis neem, sodat ook julle sy liefde kan gaan leef. Amen. Aan die diepste see tot by die hoogste grens, deur die lowergras tot waar die reebok dans, aan die kraters in ons fundament, tot by die uithoeke van ons verste maan. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here loof. Hef jou hande op, laat die skepping buig, laat die water val en die riviere juig, deur die vlaktes tot by die horison, oor die vrye wêreld moet ons sing. Alles wat lewe, alles wat lewe, alles wat leef, moet die Here